Lieve gemeente, kom my deur. Lieve gemeente, voor ons vir hulle seënlied sing, kom ons maak die oë toe. Liewe Here, baie dankie dat ons in U naam kan by mekaar kom en saam bid. En vir U vra dat U met Jorie en Deline en Johan sal wees in hierdie jaar, met hulle en hulle gesinne. Wil U vir hulle beskerm, geestelik, fisies en in elke opsig. Here, wil U asseblief vir hulle nader na U toe trek en wil U asseblief vir hulle gebruik tot eer van U naam. En wil U die werk wat hulle doen seën, Here. Gebruik in hierdie gemeente en elders en tot uitbou van U koninkryk. Dankie dat ons dit kan bid en ons loof U naam dat U hoor. Amen. Goeiemôre, liewe familie in Christus. Miskien net vir almal kans om te sit. Die Here nooi ons vanoggend uit, kom na my toe almal. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Genade en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, en al God se kinders sê saam. Kom ons word nou net stil en kom ons praat met die Here en kom ons sê vir hom dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie vir 51 jaar en somme net dat ons as 'n geloofsfamilie ook as sy kinders vanoggend hier saam kan wees. Kom ons word net 'n oomblik stil. Here, so baie dankie dat ons vanoggend as die kinders hier saam mag wees op hierdie feestelike oggend. Dankie Here dat U vir 51 jaar so getrou was en so saam met die gemeente op reis was. En ons sê vir U so dankie dat ons weet dat daar nog baie jare voor lê en dat ons weet dat ons in U kan rus, Here, en dat ons net kan weet U stap die pad saam met ons. Here, vanoggend wil ons kom bid vir ons gemeente. Ons wil bid vir almal wat siek is, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal bemoedig. En ook vir hulle wat vanoggend dalk hartseer is, Here, dat U sal kom en dat U die trane sal kom afdroog. Here, maar dankie dat ons ook weet dat hier mense is wat vol vreugde is en wat gesond is en wat dankbaar is. En ons wil ook ons dankbaarheid vanoggend na U toe bring. Dankie Here dat U elkeen van ons ken en dat U met elkeen van ons se pad stap en dat U met elkeen van ons ook op reis is. Here, ons wil dan nou vra dat U ons harte en ons gedagtes gaan kom stil maak, sodat ons ook kan hoor wat U vanoggend met ons wil deel. Ons bid vir Jorie, Here, dankie dat hy vanoggend die instrument is wat U gaan gebruik, en dankie dat ons ook weet dat U deur die Gees hier is, en dat U ook vanoggend met elkeen van ons op 'n spesiale manier wil kom praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie broers en susters. Vanoggend se prediking kom uit die teks wat broer Piet Meyring gebruik het toe hierdie kerkgebou ingewy is. Wie was daai dag hier? Dit gaan 'n bietjie meer wees. Daar is hy. Nog 'n bietjie. Fanie, was jy nie daai dag hier? Sy. Ja, daai dag was daar 'n bietjie meer. Die teks is 2 Kronieke 6. Dis 'n lang hoofstuk, ek gaan nie alles lees nie. Deline het klaar gebid vir die bediening van die woord. Ek gaan so 'n paar verse lees, julle kan saam met my volg. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê, hy wil in die duisternis woon. Daarom het ek vir u 'n waardige huis gebou, 'n verblyf waar u altyd kan woon. Daarna het die koning sy gesig na die hele gemeente van Israel toegedraai en die hele gemeente van Israel geseën terwyl hulle daar staan. Hy het gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat aan my vader 'n belofte gemaak het deur sy mag en dit deur sy mag vervul het. En dan vers 7 en vers 10. My vader Dawid was van voorneme om 'n tempel te bou vir die naam van die Here, die God van Israel. Dan ken ons die verhaal dat die Here vir Dawid gesê het, hy het te veel bloed, hy het te veel geveg, hy mag nie 'n tempel bou nie. En dan vers 10. Die Here het die belofte wat hy gemaak het nagekom. Ek het my vader Dawid se plek geneem en op die troon van Israel gekom soos die Here beloof het. Die tempel vir die naam van die Here van Israel
het ek gebou. En dan vers 20 en 21, bid Salomo, nou fisies, vir die tempel. Hy bid vir die mense, en let op, die donker dele kan 'n mens eintlik sê is die teksvers. Hou hierdie tempel dag en nag onder die sorg, dit was die teksvers wat Prof Piet daai dag gebruik het. Hou hierdie tempel dag en nag onder die sorg. Die plek waarvan u gesê het dat u naam daar wil vestig, dat u naam hier wil vestig, sodat u die gebed kan hoor wat u dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekgebedes van u dienaar en u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit u hemelse woonplek, en wanneer u dit hoor, vergewe. As iemand sy naaste kwaad aangedoen het, en dit hom 'n eedverpligting oplê, om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed uit voor 'n altaar, voor u altaar, in daardie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in. En dan 'n bietjie later, luister ook na die vreemdeling, wat nie uit u volk Israel is nie. En omdat hy gehoor het van die groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom, en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling u in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken, en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos die volk Israel, en dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het. En dan hierdie fantastiese einde, vers 40, daar is nog 'n vers 41 en 42, maar vers 40 staan daar, my God, hou dan nou hierdie plek onder die sorg, en verhoor tog elke gebed hiervan. Is dit nie mooi nie? My God, hou dan tog hierdie plek onder die sorg, en verhoor tog elke gebed hiervan. Daar was 'n tannie, ongeveer 84 jaar, en sy het elke Saterdag het sy by die restaurant kom sit in die dorpie, en dan sy by die venster gaan sit, en dan sy uitgekyk na wat in die strate gebeur. En dan is sy daar in die strate gesien, en as jy mooi kyk, sal jy sien, daar is 'n mannetjie, hy loop met 'n besem, en dan vee hy die strate om die strate skoon te hou. Ons ken dit nie meer vandag nie, maar in die ou dae het ons dit geken. En daar ver is daar huise, en by die huise het sy gesien, sy elke Saterdag, is daar 'n ander vrou, wat staan en haar venster skoon maak, en dan in die tuine van die huis, is iemand anders, wat staan, en in hulle tuin werk, en hulle tuin mooi maak. En eendag kon die persoon wat vir haar koffie bedien, dit net nie meer uithou nie, en gaan hy na haar toe, en hy sê, Tannie, hoekom kom Tannie elke Saterdag, en Tannie sit elke Saterdag op dieselfde plek, voor dieselfde venster, en Tannie kyk elke Saterdag uit, na die wêreld daar buite. En sy sê vir hom, Boetie, sien jy daai mannetjie, wat daai straat vee? As ek hom sien, dan weet ek hy's daar, en hy weet ek is hier. En sien jy daai vrou, wat daar staan in die vensters was, as ek haar sien, dan weet ek, sy's daar, en sy weet ek is hier. En sien jy daai vrou, wat in die tuin werk, as ek haar sien, dan weet ek, sy's daar, en sy weet ek is hier. Want solank ons mekaar sien, en ons kyk na mekaar, is ons nog hier, en is daar ons nog daar, en is daar nog lewe. En solank ons lewe, solank kan ons 'n verskil maak. En broer en suster, dis eintlik waaroor 'n geloofsfamilie soos ons se verjaarsdag gaan. 'n Geloofsfamilie kan ons nou vandag gekom het, en ek kan 'n wonderlike preek gegee het oor God se onbeskryflike genade, en dit is so. God se onbeskryflike genade van 51 jaar. Dis waar. Maar as 'n geloofsfamilie verjaar,
gaan dit nie net oor dit wat agter is nie. As 'n geloofsfamilie verjaar, is die vraag, hoeveel lewe lê nog voor? Dis eintlik waaroor dit gaan as ons by 51 'n middeljarige verjaarsdag van 'n gemeente kom om te sê, hoeveel lewe is daar nog wat ons het om te kyk en 'n verskil te kan maak? As ons kyk na die teks wat ek gelees het, is dit so 'n bietjie 'n terugkyk met dankbaarheid. 'n Dankbaarheid dat Prof Piet, hy was toe Dr. Piet Meyering, kon gebid het, mag die naam van die Here, en dit was die tema, mag die naam van die Here in hierdie gebou verheerlik word, mag sy kinders se gebede verhoor word, en ons is die kinders. Mag hy hier verheerlik word, en mag ons gebede deur die Here verheerlik word. En wat wonderlik is, die wat daai dag hier was, sal vir julle sê, daai hoeksteen wat ons hier om die hoek sien, toe die konsulent Dominee Botha van Linwood gemeente daai hoeksteen ingewy het, was sy gebed. Mag hierdie gemeente in die ooste van Pretoria 'n lig wees. En daarom sal julle hoor dat ek dikwels bid, maak ons 'n lig in die ooste van Pretoria. Maak ons 'n lig dat die wêreld kan weet dat Jesus die Here is. En vandag wil ek amper sê, die Here het die gebede verhoor. 'n Mens moenie net altyd vorentoe kyk en smeek en kla en alles, asof dit nie waar word nie, want die Here maak dinge waar. Ons het ongeveer 1175 lidmate op papier, ons weet almal is nie daar nie, maar van 'n klein gemeente wat in 'n saal bymekaar gekom het, vandag in 'n semi-middestadsgemeente, wat ons weet wat eie unieke eienskap het, heeltemal anders as 'n geloofsfamilie wat in 'n saal bymekaar gekom het, waarvan die strate nog tussen doringbome was. Ons het 16 bedieninge wat die Here vir ons gee deur sy Gees. Ons het onder andere 'n sterk armsorg en barmhartigheidsbediening wat ons as Christus gelowiges, wanneer hulle ons vra, gee ons klere en ons gee kos om die mense te help. Ons het 'n besonderse senior bediening, want baie van ons lidmate is in aftreeoorde. En ons is spesiaal 'n leraar vir Delien, al het ons haar nie beroep nie, ons noem haar ons fasiliteringsleraar, aangestel om na ons seniors te kyk en hulle te bedien, om hulle te versorg, omdat ons omgee vir julle. Ons eredienste is baie uniek, en dis een ding wat mense vir my sê, waar ek rondgaan, in lidmate, in nuwe mense, is hierdie eredienste is anders as ander gemeentes. Ons sang is anders as ander gemeentes. Ons samevoeging van ons orkes, band, is anders. En dit maak die hart, die lekker, die ontmoeting met die Here besonders. En hier het ons al die wonderwerke van die Here gesien. Dikwels moet ons mekaar herinner van ons dominee. 'n Wonderwerk van die Here. En hy het dit al vir ons hier gesê, nee broer Johan. En ek het al vir julle baie gesê, as die Here in 3 jaar vir 'n geloofsfamilie ongeveer 2,5 miljoen rand gee, om die onmoontlike moontlik te maak, om sy werk te doen, wie sê hy kan dit nie nog gee nie? Dis 'n wonderwerk, dis wonderwerke. En dat ons harte oop sal wees vir dit wat die Here doen. Maar dis nie al wat ons doen nie. Die Here doen tradisionele sendingwerk deur ons. In Afrika het ons in Chad vir broer Gabriel, onder die moslems, waar hy al vervolging gehad het, en sy vrou en hy al uit mekaar uitgedryf is, as gevolg van sy sendingwerk. Hy is al met die dood gedreig daar. In Durban, Dominee Bennett van die NG Kerk waarin hy is, waar hy onder die moslems en die hindoes werk. Hier in Boskobrand is broer Johnny, waar hy onder Afrika mense werk, wat Afrika voorvader aanbidding baie sterk is, waar hy ook al gedreig is.
In Pretoria het ons broer Jacques en Garankuwa. Mamelodi het ons broer Steven, wat julle baie meer sal van hoor en sal sien. Broer Steven, wat in Mamelodi ook werk. En dan ons nabysendingwerk, ons gemeenskapssendingwerk. In die strate, op die stadium, ons het hierdie week 'n vergadering gehad van ons gemeenskappe van Hoop Werkgroep, waar broer Steven by was. In die strate van Linwoodrif en veral die Wilgers, waar hy getuig van die nood van mense wat op strate is en die Here nodig het. Maar sê hy, want julle sal onthou hoe lank het ek gesê dat die teksies hierso ons liefde en ons genade en die boodskap van Jesus nodig het, waar hy nou uitkom en daai evangelie uiteindelik oordra, waar hy getuig het Woensdag aand, want onder hulle is daar 'n sangoma op ons voorstoep, broer en suster. En ons laat hulle gaan, en uiteindelik kom die boodskap wat ons eerste dominee voorgebid het, dat hier gaan die evangelie uit na hulle toe, en hoor selfs die sangoma die boodskap van die Here. Net nou sal julle sien, 11 as ons daar kuier, gaan hier 'n hele groepie kom. Alles ongeveer 55 na die auditorium toe. En daar hulle kerk. Hulle kom uit die strate van die Wilgers in Linwoodrif. En sommige van hulle betaal hy uit sy sak uit sy spaargeld. Hy was karre om daai taksies te betaal, om die mense in die strate aan te ry, laat hulle kan kerk toe kom. En weet julle wat doen hy nog? Na die erediens op 11 gee hy vir hulle sop, wat hy self uit sy sak uit betaal. En daarom sien julle daar onder die sopkombuis, miskien as jy nou weer gaan inkopies doen, koop net 'n ekstra kool, of koop net 'n aardappelpakkie ekstra, of 'n soppakkie, of 'n bietjie sout, of kookolie, want dis wat hy nodig het, wat hy nou uit sy sakgeld, uit sy geld wat hy gaan en kry om sendingwerk te doen, wat hy nou gebruik om 'n sopkombuis te doen. En so help ons mense met hongerma op Sondag, om nie net die evangelie te hoor nie, maar ook om vol te word. Julle onthou, ons het gesê, ons wil mense help wat gespanne is. Daai bediening is nie meer ver nie. Woensdag aand is daar getuig dat die bediening se naam is 'n reis op pad na rus. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En julle sal meer daarvan hoor. Ons moet net kans gee, want daar is ons belangrike werk wat daar ingesit word. Ons geboue, broer en suster, reik uit na ons gemeenskappe. 15 permanente huurders. 'n Klein Franse gemeente wat net nou as ons klaas hierso in die saal by mekaar kom. Woonede rondom ons wat op 'n deurlopende basis gebruik maak van ons geboue vir hulle vergaderings, en aan die einde van die jaar kleuterskole wat kom vir hulle konserte en alles. Mag die Here se naam hier verheerlik word, is die gebed. Sien, want die tempelgebed, of in ons taal in 2026 sal ons sê, die geloofsfamilie se gebed van koning Salomo, is God se ore en sy oë en sy voete en sy hande is ons. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan u gesê het dat u naam hier wil vestig. Salomo het verstaan dat 'n kerkgebou nie net 'n plek is nie, dis 'n beweging waar God sy teenwoordigheid wil tuisbring en laat uitgaan. Salomo bid, hoor tog die smeekgebede van die dienaar en die volk Israel, as iemand vir sy naaste kwaad aangedoen het. Hy gaan verder, hy sê, luister ook na die vreemdeling, sodat almal op aarde u kan ken. Kyk mooi waarvoor bid Salomo. Hy bid vir die volk. Ons is die volk.
die geloofsfamilie. Hy bid vir die dienaars, dis hulle wat in bedieninge staan of die geestelike leiers. Hy bid vir die naaste, ons ken mos Jesus se samevatting van die liefdesgebod. En hy bid vir die vreemdeling, hulle wat nie soos ons is nie. En partykeer hou ons ook nie van hulle nie. Niemand is uitgesluit nie, want ons kom na my toe almal. En Paulus sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Heilige Gees in julle woon nie. 'n Geloofsfamilie soos ons is die lig op die rif. Die lig op die rif waarvan die dominee die konsulent Botha gebid het. Sodat almal, al die nasies, hierdie lig van Christus kan sien. En dis ons. Ons moet die oë van Jesus wees, wat vir almal kan laat sien. Die ore wat vir almal kan laat hoor. Die hande wat almal kan help. En die voete wat gaan waar hy ons stuur. En daarom ons visie wat ons nou so wonderlik gesing het, kom na my toe. Almal. As iemand jou in die middel van die nag vra, wat is Linwood Rift se geloofsfamilie se visie? Dan moet jy kan sê, gee my net 'n sekonde, ek wil net wakker word. En as jy wakker is, dan moet jy kan sê, kom na my toe almal. As iemand vir jou vra, wat beteken dit? Dan hoef jy nie te kan sê, weet jy, dit beteken A, B, C en D nie. Want ons loop agter die Here aan, ons beweeg agter die Heilige Gees. Wat jy wel moet kan sê, is dis 'n visie vir almal. Almal is ingesluit. Almal moet geraak word. En dan moet jy kan sê, ons bestaan soos dit daar staan. As ons daai gebed van Salomo in 2026 in ons taal wil sê, daai mense wat hy so opnoem, dan sal ons kan sê, Salomo sou vandag moontlik gesê het, weet jy, ons is lief vir God, ons is lief vir mekaar, en ons is lief vir alle ander mense. Dis wat hierdie visie beteken, dis wat hierdie gebed in Afrikaans dalk in vandag se taal sou wees, by wyse van 'n gebed. Sien, God en die visie is daar in hierdie gemeente wat almal wil omarm en verwelkom vir Christus, is daar vir die mooies, die goeies, die gemiddeldes en die rykes, maar ook vir die lelikes, die slegtes, die eenvoudiges, die eensames en die armes. Ons is daar vir hulle wat hier bly en hulle wat hier inkom. Ons is daar vir alle tale, die Afrikaanses, die Zulus, die Sothos, die Engelse, die Franse, noem hulle maar op. Almal. Want dis wat Jesus gesê het. En as hy dit gesê het, wie is ons om te sê, hy het 'n fout gemaak. Weet julle wat? En Christus en die Bybel, die drie enige God, gebruik alle mense. Dikwels sê jong mense, dominee, ek is dan te besig. Dominee, jy weet, ek is 2 ure in die oggend op die pad en nog 2 ure in die aand. Ek is besig om 'n beroep te vestig. Ek verstaan dit. Maar het julle onthou van Nehemia? Nehemia was ook 'n besige man. Hy was die koning se waterdraer of sy bekerdraer. Belangrike beroep. Maar toe hy hoor, daar's nood in die wêreld in Jerusalem. Toe kon hy die vernedering nie hanteer nie. En toe het hy dadelik Jerusalem toe gegaan, vir die koning gevra, kan ek gaan, ek moet help om die wêreld beter te maak. Ander mense sê, ek is te oud. En ek verstaan dit ook. En ouer lidmate wil dikwels bedien word. Ouer lidmate sê dikwels, ek het nou my deel gedoen. Dis nou ander mense se beurt om my te bedien. En ek verstaan dit ook. Want onthou, ek is nou aan begin nou al, my meter begin nou aan daai kant kom. Maar ek het 'n ma wat
92 word hierdie jaar. En my ma hou eenmal 'n week gaan sy na die aftreeoor toe en hou Bybelstudie vir hulle. My ma is in 'n omgeegroep. En eenmal 'n week gaan sy na die kerk toe waar sy orgel oefen en as hulle haar vra, speel sy nog vir hulle orgel. Sien, Anna die profetes was 84 toe sy nog in die tempel diens gedoen het. Sy was nie te oud nie. Abraham was 75 jaar toe die Here hom geroep het om die vader van alle gelowiges te wees. Moses was 80 jaar toe hy geroep is om die volk as 'n leier uit te lei uit Egipte uit. Caleb was 85 toe hy gesê het, waar is my stuk grond, ek wil begin boer. Ouderdom maak ons nie dat ons nie meer kwalifiseer om vir die Here te werk nie. Ouderdom is ons geheime wapen. Hoekom sê ek so? Want jy kan volhard waar die jonges moedeloos raak. En jy het geleer om te volhard. En jy kan hulle leer om te volhard. Jy weet hoe om te bid wanneer ander mense nie meer weet om te bid nie. En jy kan hulle leer. Jy weet hoe om lief te hê deur dik en dun wanneer ander mense wil moed opgee om lief te hê. En ouer mense ken 'n belangrike ding wat jonger mense nog moet leer, en dis God se stories in die werklike lewe. En ons kan dit vir hulle vertel. Op die ou einde is almal van ons, of ons jonk is en of ons oud is, deel van God se orkes om die tempelgebed waar te maak. Party speel die viool, party speel die cello, party blaas die trompet, party slaan die dromme. Maar elkeen vervul sy rol. En as een van daai instrumente uitgehaal word, dan klink die orkes anders. Het maak nie saak wie jy is nie. Die Here wil jou gebruik om hierdie geloofsfamilie te laat leef. In die tuin sit die ouma, en haar 5-jarige seentjie het een van hierdie blasers gekry wat babbels blaas. En hy hardloop rond en hy blaas babbels vrolik en opgewonde. Hy sê, kyk ouma, ek blaas 'n babbel. En is mooi. En sy sê, ag my kind, dit is vir alles wat jy doen is vir ouma so mooi. Wil jy nie nog blaas nie? En hy blaas nog, en hy blaas een wat soos daai prentjie is so groot. En daai babbel het allerhande kleure, amper soos 'n reënboog. Hy sê, kyk ouma, kyk al die kleure. Sy sê, ag my kind, dit is so mooi. En daar bars hy. Hy sê, ouma, hy stikkend, hy's weg. Sy sê, my kind, dit maak nie saak nie, want terwyl hy daar was hy so mooi. En ouma het hom gesien. Broers en susters, terwyl jy hier op aarde is, laat die geloofsfamilie skitter. Laat ons die babbel wees wat baie kleure het. Laat ons die son van Christus weerkaats vir die wêreld. Laat ons die seentjie wees wat die babbels blaas, sodat ander dit kan geniet. Solank ons hier is, sien ons mekaar. Solank is daar hoop, en solank kan ons 'n verskil maak. Die beste lê nog voor op 51. God is nie klaar met ons nie. Want ons is nog hier. Dit wat voor lê is dalk onbekend, maar dit is nie onmoontlik nie. Daar's geleentheid vir stil gebed. Amen. Vriende, die
Nagmaal is nie deur een of ander slim teoloog of deur 'n klomp predikante uitgedink nie. Dis deur die Here self ingestel, toe hy tydens sy laaste Paasete saam met sy disippels gesê het, eet hierdie brood en drink die wyn en gebruik dit tot my nagedagtenis. As ons vanoggend saam nagmaal gebruik, dan dink ons terug aan dit wat aan die kruis op Golgotha gebeur het. Hoe die Vader sy seun gegee het om te sterf vir jou en vir my sondes. Ons dink nie net terug nie, ons kyk ook vanoggend op met dankbaarheid en ons sê vir die Here dankie vir al die seëninge wat ons elke dag van hom ontvang. Ook vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees en saam brood te kan eet en saam wyn te kan drink. As ons terugkyk en opkyk, dan kyk ons ook vanoggend na mekaar. En ons sê vir mekaar, hallo, groet mekaar. En ons vier ons saamwees as geloofsfamilie. Ons vier ons broederskap en ons susterskap, want ons word saamgebind deur 'n bloedband, die bloed van Jesus Christus. Ons kyk nie net terug en op en na mekaar nie. Ons kyk ook vorentoe. En ons kyk met verwagting na die dag wanneer die Here weer kom. Wanneer hy ons almal gaan kom haal om saam deel te wees van sy nuwe wêreld. Mag dit vanoggend waar wees as ons die nagmaal gebruik, dat jy in jou persoonlike hoedanigheid, maar ons as geloofsfamilie terugkyk en onthou, opkyk en dankie sê, na mekaar kyk en lief hê, en vorentoe kyk en met geloof die wederkoms verwag. Ek wil vra dat die persone wat saam met ons aan die tafel aansit, Johan en sy gesin, vir jou net saam met ons hier voor sal kom sit. En dan wil ek almal uitnooi wat die vrymoedigheid het om vanoggend saam met ons nagmaal te gebruik. Ook as jy 'n besoeker is, om saam met ons aan te sit aan die tafel van die Here. Julle kan vorentoe kom asseblief. Hoe ons die nagmaal gaan gebruik is, ons gaan die brood uitdeel. Ek gaan die brood instel, dan gaan ons die brood uitdeel en dan is jy welkom om 'n stukkie brood te eet. En as jy klaar die brood geëet het, gaan ons die wyn uitdeel. Ons vra vir jou dat jy die glasie wyn vir jouself dat jy die glasie wyn hou en dan gaan ek die wyn instel en dan gaan ons dit almal saam gebruik. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam te wees rondom u tafel. Dankie dat u baie lank gelede gesê het, gebruik die brood en onthou dis my liggaam. En gebruik die wyn en onthou dis my bloed. Dankie dat dit oor eeue heen gelowiges versterk het om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En ons gebed is, Here, dat u dit ook vanoggend sal doen. Dat hierdie klein stukkie brood en die klein stukkie wyn wat ons drink, ons sal bekragtig sodat ons as u kinders in hierdie wêreld kan gaan leef. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, die brood wat ons vanoggend eet, herinner ons aan die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is. Neem vanoggend van hierdie brood, eet dit en onthou dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al jou sonde. Vriende, die beker van danksegging, die wyn wat ons vanoggend drink, herinner ons aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is. As jy vanoggend hierdie bietjie wyn drink, onthou dat sy bloed gestort is tot 'n volkomme vergifnis van al jou sonde. Here, ons sê vir U dankie dat ons so saam kon wees hier vanoggend. Dankie ook vir die brood en die wyn wat ons weer versterk en dankie dat ons hier kan uitgaan en dat ons ook dit wat ons vanoggend hier van U af ontvang het, ook kan gaan deel met ander wat rondom ons leef. Ons sê vir U so dankie in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan ontvang ons die seën van die Here. Mag die Here wie se oë dag en nag oop is oor sy huis, oor jou lewe waak. Mag hy jou gebed hoor, jou fluisteringe, jou nood, jou dankbaarheid en uit die hemel antwoord gee. Wanneer jy swaar dra, mag jy Jesus se stem hoor, kom na my toe. Mag jy in hom rus vind vir jou siel,
vrede vir jou hart en die sekerheid dat hy jou sien en jou hoor. Gaan in sy vrede. Amen.